Yes, so gaan dit, is Hemelbesem en jy is ingeskakel by Doen Dit Net Liggies. Dit is 'n program wat maar gaan oor alles en ek dink seker niks ook ter gelyke tyd. Doen Dit Net Liggies beteken maar net, ag man, vat dit rustig, moenie so gou oorkookie, kook 'n bietjie sag seker. Die lewe kan nie so inzoom net op jou nie. En gepraat van inzoom, hierdie program se woord vir vandag is sien. Vir hierdie spesifieke episode, sien, né? Nie sien nie, sien. Nou, ons vat so een woord, daar gooi ons om deur die hele program, en dan kyk ons hoe hy aan die ander kant uitkom natuurlik. As ek so vlugtig in die toekoms kyk vir die program, sal jy sien dat my gaste almal in hierdie fokus val vandag. Ek gesels later in die program met Arnold Smit byvoorbeeld, hy oogdokter van optiek optometrist, sowel as David Johnson van Getroud met Rugby op Kyknet, as ook Etienne Matoine van die munisipaliteit van Vredendal, en almal sal jy sien, hulle die Forza, die notes, die kokkernotes, die glas, hulle het op almal in gemeen. Alright, so nou wanneer dit kom by sien, of die oog self, is dit verstommend om te weet dat, sover ek verstaan, wetenskaplik is nie heeltemal hoe die oog vorm, jy weet, ek praat van die absolute detail, natuurlijk is daar baie goed wat ons ken van die oog, maar nie die helfte nie, soos die brein. Hulle weet ook maar, as 'n fetus hy oogie oopmaak, as hy spleekie oopmaak, tussen die oog, dan sit daar 'n oog, jy weet, so dit is moeilik om net daai goedjies te bepaal, veral op 'n fetus vlak. En dit is wat dit so besonders maak en asemrowend maak, hierdie voorreg om te kan sien en hierdie voorreg om oë te kan hê. Nou, so ek sê, dit is 'n besondere voorreg om te kan sien, en dit is kompleks ook, hierdie bol, hoe dit aan mekaar gesit is, en wat dit kan vermag. Nou, as kind wou 'n mens mos maar altyd meer, jy wil meer as dit wat jy het of kan doen, dis net meer. Dit is seker oor die meer leer wat in ons brand op by ouderdomme, né? Dis mos 'n blank canvas, so die blad moet vol. So die TV, daai tyd, veral toe het nou net uitkom, kyk, ek was nou net mooi in die tyd, waar ons deur die fase gegaan het van 'n swart TV, swart en wit TV, en dan met die battery, 'n groot batterye, daai goed wat er nog mense mekaar mee gegooi het, en dan, so die batterye, dat is om aangehak, as jy wil 'n movie gaan hier het, VHS of so, en as het die machine gewees, even beta nog op baie spesifieke stadium, so, toe TV die dit inkom, wou het vir jou sê, okay, jy hoef nie meer te gaan, om te gaan kyk nie, jy weet, soos mense nou sal sê, gaan kyk af iets by die deur, of, ouens, hou die soute, nee, jy hoef nie meer soute te hou nie, verstaan, die TV wil, jy moet by een plek wees, jy hoef nie te gaan fisies na 'n plek toe nie, en jy moet daar wees om heeltyd om meer te kan sien, if you get what I'm saying. Ek weet, dit is 'n weird scenario as jy aan dink, jy moet een ding kyk om meer te kan sien, dit is eintlik die konsep van TV, is 'n channel, 'n medium, so wat vir my interessant is, jy weet, hierdie toestel moes aan sy sout werd wees, as ek hier moet nie sout hou nie, as ek moet sout hou vir die TV, moet die toestel ook sy sout werd wees, dit is nou destyds die TV, en vandag is dit mos die phones, cellphones, so dit moet sy sout werd wees, en veral in terme van verskeidenheid, die meer wat ons nog steeds jag, so daar was baie programme, of soos ons gesê het, stukke, wat 'n mens kon kyk, wat dit aangewakker het in 'n superpower vorm, né, om dieper en meer te kan sien. Die ander ek was 'n show, is 'n ek dink die original ding was My Secret Identity in die Engels, maar ons ken hom almal soos die ander ek nou van daai tyd af, en dink maar net mooi, ek meen, allei oorgeklankte goed daai tyd was maar dit gewees. So die ander ek, Davie, allei goed is het ons geken, Moomin ook oorgeklank. Nou, so die ander ek het daai ability gehad, hy kon ander goed doen, hy kon vlieg, hy sê, man, weet jy of hy sulke sprayblikkies uit daar, spuite en dan vlieg hy kan vinnig hardloop, ander goed, maar hy kon besonder sien ook, né, as hy power nodig gehad het, en dan natuurlijk Thundercats. The Eye of Thundera, a Thundercats in danger. Sword of Omens, give me sight beyond sight. Ja, sight beyond sight. Dis wat die groot boek sê, wat geloof is. Dit beteken eintlik to look with your eyes closed. Sword of Omens, give me sight beyond sight. Ja, maar die vraag is natuurlijk, kan ons hierdie goed handle? Jy weet, alles wat 'n mens sien, as jy net, daar is toch maar 'n rede hoekom ons oë het, en hoekom jy
gelimit is met dit wat jy kan sien, want almal kan natuurlik die dieper dinge, wel die leiers, as jy die leiers moet sien van die lewe en van alles, ek meen, jou sterfdatum, jou geboorte, jou dit en alles, as jy al hierdie goed moet sien, sal dit seker 'n man mal maak. 'n Ander program, wat natuurlik ook hierdie superpower gaan uithaal, het is een van my gunsteling, Marshall Bravestar. Eyes of the Hawk. Tjo, as hy man hier sê, Eyes of the Hawk, kyk jy, dan kan hy man alles sien. Hy man kan sien wat die lotto numbers is. Hy man kan sê vir John Cena sien. There he is. He's in the Badlands. Ja, puppy, you are spotted. We are all peeping Tom up in here. Ander een wat my diep getref het, is waar Simba van Lion King Farm nie diep genoeg of verder kyk as sy eie foute nie, né? Ons almal is mos daar, so daar is 'n moeilike oomblik, maar dit kan enige plek wees, waar jy oor hy brug moet gaan, whatever jou brug is, whatever hy berg is in jou pad, van kleins af, is dit mos, dit verskil, vir elke persoon verskil het, as jy klein is dit dalk om te loop, jy weet, daarna is dit om license te kry, whatever, as so klomp goed wat 'n mens deurgaan, en elke ding is massive vir die persoon, alright, maar daai moet jy weet, dan moet jy besef, okay, wie is ek nou eintlik? En ek noem dit is die oog van die storm ook, jy weet, waar jy moet die oog van die storm half 'n decision maak, because rondom my is het chaos, bro. En ons almal bevind ons daar, wanneer jy dieper moet kyk na dinge, né? En die scene wat ek van praat, wanneer by Simba kom, is daai oomblik waar Rafiki, dis nou hy baboon mannetjie ding, als wat hy sien in Simba, dit wil sê, die kwaliteite wat hy sien in Simba, die karaktertrekke, die persoonlikheid en sulke goed, die sterk kwaliteite wat hy sien in Simba, probeer hy uittrek en deur hom uit te tart, uit Simba uit, sodat hy dit vir homself kan sien, hy hou het voor hom half, maar dit is moeilik, so nou gaan 'n back and forth, dan maak hy jokes later, tot aan die einde dan sê hy vir hom, okay, jy is eintlik Mufasa se seun, en dan het hy mos nou Simba se aandag, en dan vra hy vir hom, okay, volg saam my, ek gaan jou wys waar jou pa is, né? Dan hardloop hulle deur 'n groot moerasagtige plek, en aan die einde van die dag sê hy vir hom, stop, en as hy stop, wys hy vir hom so deur 'n spot deur die riete, en dan sê hy, Look down there. okay, en dan gaan Simba mos nou nader na die water se kant toe, en jy weet, soos hy beweeg, dan kyk hy mos nou in die water, en dan sien hy mos nou net sy refleksie, en dan dink hy, okay, wacht, die bara is maar die mekaar, sien hy, so, die ou verstaan nie, wie ek is hy, you know? That's not my father. It's just my reflection. No. Look hard. Hy het daar point hy mos nou, en dan sien hy daar, en dan begin sy pa se refleksie in die water verskyn. You see, he lives in you. Father? Simba, you have forgotten me. No. How could I? You have forgotten who you are, and so forgotten me. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. Who are you? I know exactly who I am. The question is, who are you? I'm nobody, so leave me alone, all right? Everybody is somebody, even a nobody. Yeah, I think you're confused. I am confused. You don't even know who you are. Oh, and I suppose you do. Follow me. I will show you. King, you know it. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. My body so got a king body. Body gon' shine, bling, bling body. Calling all the shots, ring, ring body. Crown on your head, got a king body. Don't live the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, you know it.
King already, you know it. Shine already, it's time already. The line already, it's time already. Shine already, it's time already. The line already, it's time already. Try to stop it, me say no, no, no. Royalty say don't you, no, no, no. Try to stop it, me say go, 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 go. Bubble up and watch it go, 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 go. Be ruler, yeah. Everybody on the conquer, yeah. Every king be stronger, yeah. King the rule them longer, yeah. Remember who you are, oh. Real king always be no. Give up be brave, and show your people my love. You sang my ready, I say you sang my ready. You line already, I say you line already. Only you got the remedy, I say you got the remedy. Shine your body, shine your body. Long live the king, you know it. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. My body, soul, got a king body. Body gon' shine, bling, bling body. Calling on the shots, ring, ring body. Crown on your head, got a king body. Long live the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. Shine already, it's time already. Line already, it's time already. Shine already, it's time already. Line already, it's time already. Shine already, it's time already. Line already, it's time already. Shine already, it's time already. Line already, it's time already. Shine already, it's time already. The line already, it's time already. Shine already, it's time already. The line already, it's time already. Try to stop it, me say no, no, no. Royalty say don't you, no, no, no. Try to stop it, me say go, 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 go. Bubble up and watch it go, 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 go. Oh, diamonds on my fist fighting damage, oh. Come and rest your head, take your crown off, oh. Woke up in the phone, need to take it slow, oh. He said I'm moving too fast, need to take it slow, oh. Take it slow, oh, oh. Take it slow, oh, oh. Tryna take my baby home, oh, oh. Take it slow, oh, oh. Remember who you are, oh. Real king always be no. Give up be brave, and show your people my love. You sang my ready, I say you sang my ready. You line already, I say you line already. Only you got the remedy, I say you got the remedy. Shine your body, shine your body. Be your own king, make the body come rule your world. Yo, 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 yo. Be your own king, make the body come rule your world. Be your own king, make the body come rule your world. Yo, 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 yo. Be your own king, make the body come rule your world. Long live the king, you know it. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. Long live the king, you a king, you know it. Top everything, you know it. Show them the way, you know it, you know it, you know it. Yeah, you gotta see it for yourself. Ek gesels nou met Etienne Matuan van die munisipaliteit daar in Vredendal. En die rede hoekom ek hom op het, is dat hy het, ek weet hy het 'n paar jong mense daar, wat hy onder sy oë hou, en hulle met hulle talent gewoeker. Dis wat die manne gedoen het, en nou sien hulle 'n geleentheid raak om oor see te gaan, over the river. Nie vir sightseeing nie, maar sodat mense hulle kan sien. Wel, dit is sekerlik wat hulle beoog. Etienne, vertel ons net van die werk wat julle doen daar met die laities wat so dans. Iemand besem, ja, dankie vir die geleentheid. Ja, hier in Vredendal, as ons hele paar jong mense, wat 'n forum en 'n liggaam gestig het, as Community Arts Foundation. En ons fokus is meestal al op kultuurgemak. So wat ons basies doen met die kinders, is dans, sing, rap, maar alles wat ons doen is meestal in die hip-hop bedryf. Ons probeer meer jong mense wat creatief is na vore te bring en hulle kultuur in hulle omgewing, natuurlik soos Vredendal wat hulle eie tipe kultuur het van manier van sing, dans en dinge doen. Ons probeer die egtheid van dit vorentoe bring en dit te incorporate saam met hip-hop. So ons as Community Arts Foundation doen tans hip-hop. Ons leer die kinders die basics van hip-hop en wat hip-hop alles betref.
dat jy kan rap is deel van hip-hop, graffiti, dans, sing en soveel meer kan jy doen en kan jy bereik deur hip-hop. Natuurlik. Nou, ander mense sien natuurlik hoe kwaai dans hulle of rap of whatever, maar wat sien jy as jy na hulle kyk, as die coach, as die trainer, en hulle gee hulle alles, veral omdat jy mos nou die coach is, die trainer, die main dog. Wat ander mense basies sien, is, hulle sien dat ons is baie goed. Ons is baie goed in dit wat ons doen, en dat ons moet voortbou en bou en voortbou met dit, om baie jong mense se manier van dink en doen verander. So Community Arts Foundation, wat ek sien dat hulle kan baie meer bereik as net dans. Ek glo dat dit kan 'n plek wees waar die jong mense hulle self kan uitleef en meer dinge kan bereik in die lewe, om miskien 'n coach te kan word, om die kinders te leer, want om jou kinders te leer om te dans, dit is nie net dit waar dit moet bly nie, maar ons wil ook die kinders bewus maak wat hulle daardeur kan bereik, hoe hulle ander jong mense se lewens kan verander. Ons is die begin van die verandering, maar hulle kan dit verder vat. En dit is hoekom ons nie net na onsself kyk nie, maar ons kyk ook na ander. Community Arts Foundation sien ek ook dat dat dit ook 'n hulpbron is vir die gemeenskap, vir jong kinders wat met probleme sit, kinders wat nooit hulle energie op iets positief natuurlik kan uitstort nie. Glo ek dat Community Arts Foundation is die plek waar die kinders kan kom, vir hulle teen die mure en goeders te skrywe, kan hulle kom en hulle graffiti daar so verder vat. Kinders wat hou van DJ, musiek aan mekaar sit, dit is die platform vir dit. Kinders wat hou van rymklets, poetry, skryf, dit is die plek vir dit. Hip-hop, hoe ons hip-hop, jou rap, jou sang, hulle alles dat jy combine om jou eie unieke original te kan maak. En ek glo dat die kinders weet nog nie dat hulle dit het nie, maar dit is wat ek basies sien. Ja, en my eie oogpunt, het persoonlike oogpunt, weet ek ook dat ons het baie lering nog nodig. Ons kan nog baie leer. In die hip-hop bedryf leer jy nooit genoeg nie. Jy sien, maar jy kry nooit genoeg nie. Jy begin net meer, en jy wil net elke keer beter. En dit is nie dat jy wil beter wees as die ander persoon nie. Dit is meer 'n dryfkrag om beter te kan doen. En om 'n voorbeeld te wees en aan te hou, want daar so kry jy blydskap, jy kry vrede, daar kry jy jouself, daar vind jy jou eie ek in hip-hop. En baie mense kritiseer hip-hop met hulle eie manier van dinkwyse, maar ek dink wanneer 'n persoon eers in dit inkom en regtig verstaan waaroor dit rondom gaan, is dit nie dat hip-hop jou verander as die persoon nie, maar dit is hoe jy hip-hop sien. Daai verandering kom, hoe jy hip-hop sien. Eers wanneer jy binne dit is, dan ervaar jy en nou begin te leef jy en begin te dink en doen op 'n hele ander manier. Die dade van dit, na dit, is 'n persoonlike ding, waar kinders gaan om te drink, rook en hulle eie goeie te doen. Dit is nie wat daar in die hip-hop liggaam natuurlik gepraat word nie. En dit is hoekom ons die jong mense na die skole stuur, om die onderwysers te help wat dans aanbied, om hulle te help ook met dans natuurlik. So ja, soos ek uit my persoonlike oogpunt dit kan sê, is dat ons het nog baie lering nodig, en dit sal nie nou stop nie. Dit sal nog elke keer gaan, want alles verander by die dag. Ja, wat wel verander aan julle kant is dat daar geleentheid is om oor see te gaan, en so, wat gebeur nou? Hoe gaan julle die saak nou hanteer? Ja, daar is 'n geleentheid vir ons Amerika toe. Ons lê nou tans derde in die Hip Hop International Adult Group. Dit het ook maar gekos vir ons om
om in te sit. Elke dag so geoefenery. Baie keer wanneer die spanne nie opgekom het gelyk nie, maar dan moet ons maar aangegaan het. En nou Vredendal hier in die Matsikama distrik is maar 'n klein dorpie. So nie baie mense kom hier in nie. Die NCW het 'n baie lang rit waar die mense daarop bly. So as hier nog mense afdraai hiertoe en talente natuurlik kom identifiseer hierso, dan is ons eintlik baie gelukkig. Maar soos die jong mense bestaan meer uit dinge wat hulle sien. Hulle mindsets is baie creative en hulle kyk dinge soos op YouTube, danse, tutorials, en dit is hoe ons ook leer om ander kinders dan te leer, om op dryf te bly. En alleenlik deur ons om deel te gemaak het van die Hip Hop International, eers Hip Hop Indaba, en toe deurgegaan na die Hip Hop International toe, en dit is waar ons vir die eerste geïdentifiseer was as 'n hip hop groep as Community Arts Foundation tussen 'n klompie ander groepe wat uit Johannesburg uitkom en in die hele Weskaap natuurlik, Noord-Kaap, Oos, en hulle kom van ver af. En ons is dankbaar dat ons ingekom het as in die top 3 van die adult groep. So ja, ons gaan nou volgende jaar Suid-Afrika gaan teenwoordig aan die kant van Amerika, Phoenix, Arizona. En dit is ook vir die eerste wat ons hierdie geleentheid kon kry om daar die kant toe te kan gaan. Die kinders sien uit, die ouers sien uit daarna, en ek glo net natuurlik vir ons om 'n hand toe te gaan sal 'n oogopening wees vir die mense wat hiphop in 'n hele ander tipe lig sien het. Ek glo dat uit Vredendal uit kan iets goeds uitkom. Net uit Vredendal uit, maar ook die plekke wat gejudge word op grond van hulle cover, maar die inhoud word nie bekend gemaak in die buite en die samelewing nie, wat goed is, want ons het die mense baie kere verras in ons eie gemeenskap, en toe ons in die Kaap kom, toe ons dieselfde verrassing wat ons hier gehad het ons daar gehad in Kaapstad, en so glo ons ook dat ons sal 'n verskil opmaak in Amerika. So ons sit in, ons oefen klipbaard elke dag. Die getrouheid van die spanne is by mekaar, en ja, ons werk baie sterk op fiksheid. Vir ons om sukses te behaal, sê dit natuurlik, getrouheid is van kardinaal belang. So, my pleidooi is dat ek sal graag wil hê dat die mense wat sien wanneer ons in staat is, miskien ons kan help waar hulle kan. Want soos ek sê, Vredendal is maar 'n plek wat nie raak gesien word nie. Daar word nie baie gebelê hier nie. Maar ons glo dat ook dat elke bietjie hulp kan maak dat ons kan kom waar ons moet wees. Die finansiële kant, as ons so sterk is, want ons gee die helfte en Hip Hop International gee die helfte. So dit is 'n 50-50 deal vir ons om daai kant toe te gaan. En finansies, omdat baie van die ouers hier in die Matsikama distrik is gewoond daaraan om op die plase te werk. Nie baie mense behaal sukses hier in hierdie wêreld nie. Ek wil nog as jy dieper daarin gaan nie, want dit is nog as baie hartseer. So meestal van die ouers, van die werk hier langs is baie skaars. Die werk is baie skaars, die sobright, is 'n myn wat die aan die ander kant is, en die klein besighede, die dorp is maar baie klein. So die inkomste is waar baie min, en nie alle ouers kan uithaal en wys nie. Elke werk wat opdaag, alles is 'n plaaswerk. Solank dit 'n werk is en dit is 'n inkomste, vat die mense dit al uit hulle matriek of skool klaar gemaak. So ja, ons glo en vertrou dat julle hierdie boodskap sal vat wat ek nou natuurlik deurgee en kyk na ons kant toe, want ons glo dat Community Arts Foundation kan jong mense se oë oopmaak. Die is 'n hele ander oogopening. Toe jy kinders in die Kaap gewees het iets anders gesien. Nou dat ons met Amerika toe gaan, daai is soos jy hoor dit net op TV. Dit is nie iets wat ons eintlik geverwag het nie, maar ja, dit is nou maar so. En ons vertrou dat julle ons kan help. Nou, as jy iets great soek, moet jy my uitsoek hier op Facebook. Hier op
Facebook. Ja, wel, as jy die toon hoor, dan jy weet, ek gaan nou goed lees op Facebook wat te doen het met ons onderwerp, en ons onderwerp is meer aan die bokant, want dit is goed wat vir ons lig werp op sake voor ons. Dit is natuurlik ons oë, en die woord van die dag is sien. Jy weet, sien sy? Alright, so, kom ons gaan kyk op Facebook wat mense sê, of wat ergens sal aanklank vind by hierdie visuele experience. Okay, hier is iets van die page, lag 'n bietjie. Mense met groen oë maak asof hulle alleen mooi kan sien. Relax jou kat. Okay, Sean Anthony. Nobody watches you harder than the people that can't stand you. Sean Anthony. Ja, hallo jou dop meneer. Hallo jou dop. Carlos A. Rodriguez. Girls bodies aren't responsible for boys' thoughts. Seker maar dit. Hier is 'n interesting meme. Is 'n job interview en hulle vra vir die ou, what are your strengths? En dan sê hy, I fall in love easily. En dan vra die vrou vir hom, okay, what are your weaknesses? En dan sê hy, those blue eyes of yours. Hy die man sukkel laat hom in die oog, né? Okay, hier is nog enetjie. Alex Morales sê, hope this doesn't go over your head. A shark in a fish tank will grow 8 inches, but in the ocean it will grow to 8 feet or more. The shark will never outgrow its environment, and the same is true about you. Many times we're around small thinking people, so we don't grow. Change your environment and watch your growth. Nou sien sy, dis wat gebeur met mense wat dink hulle kan ons keer. Nou sien sy, hier is nog meer mense wat keer wat hulle laat ons deur. Nou sien sy, whether the weather is hot or whether the weather is not, hier is ons weer. Nou sien sy, dis a game changer, luister van ons is jou binnen neer. Hou je lip overstaan, kijk mijn flow is van en nog een pen en teken en vat en ga debben op een pen. Bring die pen en pick up en flow en ga pen het op een pizza weekend. Mijn flow kan ze gaan googlen op Wikipedia, de speedster. Ik rap al lang kasu, ik kan sipo hoe je dan aan de like a kangaroo. En een manga bro, sal like a samba do. Kan malu, you a fool, let me humble you. Sell a number do, let it for sick fall. So it seems she's stitching up a cricket ball. En figure all, ja passant soos atomy en al. Dus verkeer die button, hip-hop as die baten hoe gezet. Nou sien sy, die is wat gebeur met mense wat dink hulle kan ons keer. Nou sien sy, hier is nog meer mense wat keer wat hulle laat ons deur. Nou sien sy, whether the weather is hot or whether the weather is not, hier is ons weer. Nou sien sy, dis a game changer, luister wat er nog in stuk op binnen neer. Ik krijg mijn stijl van mezelf af, en zij opzet en zij ruk ik die belt af. I'm a slut at 16, so child abuse, I'm wild, I'm loose, I choose to be brutal as cool, kill everyone up in this new world. Nou sien sy. Ja, so, dit is Static Twist met die song Sien Jy. Ek weet, dit gaan soms te vinnig, maar jy weet, ons wil byhou. Ons lewe ons allemaal in ons eie tyd, en tyd en spasie bepaal maar dit wat ons sien, nee. So, een pastoor het eendag gesê, die TV is 'n een-oog duiwel. Ja, maar alhoewel daar baie conspiracy theories is oor die TV wat ons afloer, weeg die teenoorgestelde mos nou maar meer, nee? Dit wil sê ons kyk die TV, dit is wat ons doen. Op die TV sien ons en ons vergelyk onsself met dit wat ons sien, en iemand wat geen bekendstelling nodig het en wie se bakkies gereeld gewys word op die kassie is David Johnson. Nou, ek mag dalk die naam mag dalk so sterk wees, want jy weet, akteurs werk mos nie op hulle original name nie, maar hy was 'n ruk terug op Sewende Laan, en hy is nou 'n prominente figuur vir 'n lang ruk nou op by Getroud met Rugby. Dis nou 'n show daar op Kyk Net. Nou, ek het besluit ek wil met David gesels, ook omdat hy een van die persone is mos nou, wie vanuit die kassie na ons kyk. Nou David, net voor ek regtig aan my vrae indelf met jou, wil ek net vra, vertel ons gou oor die rol wat jy vertolk by Getroud met Rugby. Hi, my naam is David Johnson en ek vertolk die rol van Liam Willemse op Getroud met Rugby. Liam is maar baie eenvoudige ou. Hy probeer die goed in almal sien.
Hy word elke keer nou en dan word hy in 'n property development scheme of investment scheme vasgevang. Hy's baie naïef. Maar soos ek sê, hy's 'n lovable guy. Is hy een wat altyd vir moeilikheid soekie, maar as hy by die rugby kom, is hy baie competitive. David, as 'n man die kat uit die boom uit so kyk, jy moet seker regtig soos 'n rugbyspeler lyk ook, as 'n mens hierdie tipe rolle moet vertolk. Het jy begin oefen vir die rol, of was jy maar 'n gym junkie voor dit? As 'n jong man was ek nog altyd betrokke by sport. Ek het basketbal gespeel, ek het atletiek gedoen. Ek is, en met die bou van Liam, moes ek nou 'n bietjie meer gym toe gaan, 'n bietjie meer tyd insit om net te lyk soos 'n rugby speler, maar gelukkig sit die kamera ekstra 10 kg op, so ek hoef nie te groot te lyk nie. Okay, as 'n man 'n rol vertolk, net soos jy nou doen voor 'n kamera, is dit mos eintlik om kykers se verbeelding aan te help, né? Dis mos wat 'n man doen, jy roer mos daai potjie. Dink jy televisie help nog daarmee? Jy weet, om my verbeelding te laat wakker te maak, te laat ontvlam, of feed dit nou meestal net in plaas van aanwakker? Jy weet, soos ons stories vertel, baie mense kyk maar TV as 'n form of escapism. Jy weet, om net weg te kom van die alledaagse goed en werk, en as die tyd waar jy by die huis kom, wil jy net 'n bietjie afswitch. Maar getroud met rugby het onlangs die Social Cohesion toekenning gekry by die Royal Soapie Awards, en so die karakters wat uitgebeeld word is baie sterk en wat kommentaar maak op die diversity van Suid-Afrika. Okay. So ja, die social cohesion, hoe ons almal saamwerk en ons verskillende identiteits as mense, of identiteit, jammer. Dis wat my getrou met rugby laat geniet. Okay, nee, ek is bly. Watter rol sou jy graag nog wil vertolk eendag? Elke rol wat ek kry vir my is altyd baie belangrik. Ek sien dit altyd meer as wat is die storie wat vertel moet word. So ek probeer betrokke wees by wat ek as akteur dink is belangrik vir die wêreld se storie. Jy weet, wat is belangrik? How do we reflect the world? En jy kan dit met enige karakter doen. Jy weet, daar is altyd iets om te leer uit 'n karakter. En so ja, ek geniet wat ek doen. Ek geniet om karakters te skep. Ek het altyd die benefit om in film, teater en televisie te speel, en elke een van daai speel tipe van style, kry jy verskillende style om te kan act. So ja, ek geniet dit alles. Elke rol wat ek kry is altyd vir my baie exciting. As jy nie antwoorde het op al jou vrae, voel jy die lewe het jou uit oorleef. Niemand weet hoeveel sy lewens daar. Dis 'n gejaag na wind, 'n gejaag na wind. Vir wie sou jy jou geld en goed wou opgaar? Wie kan dan sien wat na jou gaan gebeur? Ons almal sterf, die wyse en die dwaase. Dis 'n gejaag na wind, 'n gejaag na wind. Kyk op en sien die lewe in perspektief. Kyk op en weet net iemand het jou lief. Kyk op en vind die antwoord op jou vraag. Die een wat leef en eers vir ewig, hy het jou skuld gedra. Wat is 'n mens? Hy is maar net 'n mens. Al leef jy 3 jaar of 2 maal 1000 jaar.
Al sou jy wens, dat al jou wense waar word. Dis 'n gejaag na wind, 'n gejaag na wind. Die tyd breek aan, dat die silverdraad verbreek word. Die tyd vergees, om terug te keer na God. 'n Tyd dat stof, weer terugkeer na die aarde. Dis 'n gejaag na wind, 'n gejaag na wind. Kyk op, en sien die lewe in perspektief. Kyk op, en weet net iemand het jou lief. Kyk op, en vind die antwoord op jou vraag. Die een wat leef en eers vir ewig. Kyk op, en sien die lewe in perspektief. Kyk op, en weet net iemand het jou lief. Kyk op, en vind die antwoord op jou vraag. Die een wat leef vir ewig. Die een wat heers vir ewig. Die een wat leef en eers vir ewig. Hy het jou skuld gedra. Ek's 'n liedjie lemmer, papa. Ek lem 'n liedjie. Ja, so dit gaan oor perspektief ook. Nou voor ons met die oogkundige Arnold Smit van Optometrist gesels, daar in die Parelse wêreld, wil ek graag 'n liedjie lem. En onthou lem, ek maak hom ons oop nou, maar ek sê nou lem, maar eintlik wil ek net oopbreek om perspektief uit te beeld, jy weet. Ek het 'n paar jaar terug aan 'n song begin werk, saam met Nederlandse duo Brother Till. En die song, sy naam is Perspektief, en het toon aard in 'n hele projek wat baie interessanthede bevat. Maar die song is eintlik net flitsende beelde, dis beeldspraak. Dis as beelde kon praat, beelde wat saam met jou praat, so jy kan dit sien wat ons sê. Dit is maar eintlik die bottom line van beeldspraak. En ek deel dit saam met my gehoor natuurlik in die song, maar ook Stef Bos, dis nou my woordhero. Ja, hy deel ook nou sy stuk en is natuurlik Nederlands. Ek gaan nou kyk my beste om half te vertaal en dit oop te breek. So wat ek gaan doen is, ek gaan Stef se deel speel van die song, en dan gaan ek so my opinie gee daarvan, en dan gaan ek myne lees. Ek gaan nie myne rappie, ek gaan myne lees, want ek wil hê julle moet dit beter sien, okay? Om beter te kan sien, my kind. Jy gaat ons. Ja, this is actually a live performance wat hulle opgeneem het in India. Sy my third eye geoopmaak vir jou. Hoe kleiner je bent, hoe kleiner je is, hoe groter de ruimte, hoe groter die ruimte, hoe verder je gaat, hoe verder je gaan, hoe dichter je komt, hoe dichtbij kom jy, hoe meer je verzwijgt, hoe meer je stil bly, hoe sterker de woorden, hoe sterker raak je woorden, hoe meer dat je loslaat, hoeveel meer je laat gaan, hoe lichter je wordt, hoe lichter wordt een mens, hoe minder je praat, hoe minder je praat, hoe meer je kan zeggen, hoe meer kan je zeggen, hoe minder je uitlegt, hoe meer je uitlegt, hoe beter het is, hoe beter is het, hoe langer je kijkt, hoe langer je kijkt, hoe groter het inzicht, hoe groter je inzicht, hoe meer je vergeet, hoe meer je vergeet, hoe minder je mist, hoe minder mis je, hoe hoger je vliegt, hoe hoger je vliegt, hoe beter je zien kan, beter zien hem waar je vandaan komt, waar je vanaf komt, en waarheen je gaat, waarin jouw pad is, niet bang om te vallen, niet bang om te vallen, van alles bevrijd, van alles vrijgemaakt, hoe meer je iets loslaat, hoe meer je iets loslaat, hoe langer het blijft, hoe langer blijft het, nee? Open, maak je oop voor alles, maak je oop voor alles, open je armen, maak op je arms, voor alles dat komt, voor alles wat komt, open, maak oop, brother, voor alles, voor alles, de weg naar de stilte, die weg naar die stilte, dwars door de storm, en dwars oor die storm. Perspectief is artificial. In fact, my analyse sê die art is vicious. Byvoorbeeld, na aan beaches is die Kaap geskape, maar daar's 'n waterkrisis. Vra vir Jesus, of die man op die maan of die Ramadan gekies het. Sê my, is religion jou uitweg, in kerk of masiet dis 'n feit weg? In 'n atheist se regie is jy net insect.
soos hy dier met die 8 legs, in check, soos hy king in a game chess, place bets, plaas die beef op die placemats. Ek rymklets, my liriek met 'n steekmes, even die vegans weet, historically vir my Khoi people se siele was beef ons enigste uitweg, ons paychecks, maar deesdae, weg van die 4 dae in die era, is daar weer 'n baas wat ons paycheck, maar way back, ons need a way back, om die Cape Flats hoog te maak, sommige wag vir hulle boot vanaand, but like we got the boot, ons moet die boot verlaat, klaar gekrywa vir die slawe drywers, laat loop is laat, hoog bo see speel, laat ons fees vier, atmosfeer hier is te droog vir sharks, hi, snaaks genoeg is 'n greeting die, a magnum is a gun, but I CPI, for a business person is it CPI, underground by heart, but we seek it high. Peace to the new and the old gods. In India they sing the hymns of Jesus robots. In the West, the East is best. They fester hope in that folklore. So, moenie judge jy brother, hy is up in arms. As hy sak in die modder, gee hy bra 'n branch. Ons loop op dun ys en jy gaan die kraak en Hans. As jy niks kan gee nie, gee mekaar 'n kans. Gee mekaar 'n kans. Open voor alles. Open je armen voor alles dat komt. Open voor alles. De weg naar de stilte gaat dwars door de storm. Open voor alles. Open je armen voor alles dat komt. Open voor alles. De stilte die woont in het oog van de storm. Dat is lekker doen die palms van jouw handen. Een wereld vol bloemen in jouw plannen. En die lijnen van jouw vel staan uw toekomst voor spel. Geheimen van die hemel en die hel. Maak je net op. Maak je net op. Maak je net op. Je kan niet je dromen onthouden. Je wil niet je adems eet honing. Je moet hier niet wandelen, je moet dansen in die ring. Elke oomlik kom je weer op je been. Maak je net op. Maak je net op. Maak je net op. Bij je bomen groei op die aarde. Bij je takken, bij takken, bij je blaren. Elke blaar wat je plukken is een vingerafdruk. Op zijn manier is hij je meeste stuk. Maak je net op. Ja, maak je net op. Maak je net op. En mijn wereld is aan plekken wat kan praten. Kloef, koppie, die hoek van de straat. Klappen, zingen in grond, de maak gezond. Al lijken voor jou zo stom en bond. Maak je net op. Ja, maak je net op. Maak je net op. Maak je net op. Ja, zo lekker in die palms van jouw handen. Een wereld vol dromen in jouw plannen. En die lijnen van jouw vel staan jouw toekomst voorspel. Geheimen van die hemel en die hel. Maak je net op. Maak je net op. Maak je net op. Ja, maak je net op. Maak je net op.
As ek die song luister, dan hoor ek vir David Kramer sing, maak jou oë oop. En dan hoor ek die backing sing is, maak jou oë oop. Dan mense, of jy nou oë oop maak of oop maak, vir sommige mense soos myself, maak nie saak hoe groot jy jou oë rek nie, die sig het op sigself net aan die kwyn geraak met tyd. Nou, ek ben, hier waar ek nou sit, ek kan nie sê, I can see all the obstacles in my way, nee, wat, ek kan nie. Mense moet maar ingee met ouderdom, aan die brille en die pille sê hulle bos. Nou dis mos die hedendagse spoeg en die kleigrond van die Bybelse tyd, en dis waarom ek ook kans gesien het, om 'n geselsie dan met optometrist, Sir Arnold Smith, te gesels. Arnold, ek wil net, terwyl jy by my is, vra, hoe besluit die ou, ek wil in oogkunde betrokke wees, of ek wil in oogkunde betrokke raak? Ek dink die meeste mense besluit om in oogkunde te werk as hulle 'n tipe van 'n mediese rigting wil ingaan, waar hulle mense wil help, en toe ek basies ingegaan het in daai rigting, was dit vir my 'n keuse tussen gewone medies of iets soos fisioterapie, ensovoorts, maar wat ek wel aangetrek het van oogkunde, dis 'n baie skoon tipe beroep, en almal het brille nodig, terwyl met ander beroepe soos fisioterapie en dit het almal nie noodwendig daai hulp nodig hê. So dis iets wat jy in die toekoms almal kan help, want op 'n sekere ouderdom kom mense wat almal hulp nodig het. So ek dink die hele ding van oogkundige is 'n hele ongoing tipe beroep wat mense altyd daai hulp sal nodig hê, en dit is dit wat my nogals aangetrek het. So ek dink deel van die hoë vredes waarom mense in oogkunde wil gaan is om mense te help. Okay. Maar brilrame het ek nou al agtergekom is ook 'n tipe van 'n passie van jou. Het jy dalk 'n vinnige tip of twee vir mense wat wonder watter frames hulle gesig byvoorbeeld sou pas? Brilrame en brilgesigte is altyd 'n interessante ding, want dit moet 'n passie wees, en dit is 'n mode ding wat heeltyd bly verander, maar die basiese reël is dit moet jou gesigsvorm kontrasteer. So as jy byvoorbeeld 'n ronde gesigsvorm het, dan wil jy nie 'n ronde raam hê nie, jy sal waarskynlik eerder 'n vierkantige raam hê, of as jy 'n baie sterk kakebeenlyn het of 'n ovaalvormige gesig, dan sal jy net weer daai diepte wil skep met wel iets soos 'n ronde raam. Maar ek moet sê modegiere speel deesdae 'n baie groot rol, want deesdae ongeag jou gesigsvorm, as mense 'n ronde raam soek hulle 'n ronde raam, maar die goue reël is dit moet jou gesigsvorm kontrasteer, en dit speel 'n groot rol dan in die keuse. Klere speel ook 'n rol, byvoorbeeld almal het of 'n geel of 'n blou ondertoon, en dit bepaal of jy eerder wil donker of 'n ligter raam wil gaan of 'n deurskynende raam. So geel ondertone hou meer van 'n gouerige raam, blou ondertone is meer silwer en swart. Maar ja, op die einde van die dag is dit maar baie keer 'n gut feel, en natuurlik jou persoonlikheid speel ook 'n rol. As jy 'n tipe van 'n funky persoonlikheid het, sal jy baie van 'n funky tipe raam hou. Terwyl baie keer is dit meer konservatief, en dan sal hy baie plain vierkantige raampie speel, maar goue reël is kontrasterend. Okay. So wat maak optometrist so 'n belangrike rolspeler in sy gebied? Ek dink die groot ding wat optiek anders maak as enige ander oogkundige is die feit dat ons vir almal wil kyk. Dis waarom ons oogtoets R99 is. Die meeste oogkundiges vra tot R500 'n oogtoets, wat al beteken dat mense wat onseker is of hulle vir 'n oogtoets wil kom of nie, kan dit nie regtig bekostig nie. So ons wil regtig almal die geleentheid gee om ten minste te weet wat met jou oë aangaan, en ek dink dis 'n groot diferensierende komponent van optiek. Die ander ding wat optiek 'n baie belangrike rolspeler maak, is die feit dat ons 'n baie eenvoudige prysstruktuur het. So as jy by enige plek ingaan en jy vra wat kos 'n bril, dan gaan niemand vir jou kan sê nie. Ons het 'n definitiewe 3-fase pryslys wat sê dis wat jou enkelvisie, multifocal en bifocal kos. Okay. Vir ons doel is basies dat dit so eenvoudig is soos wat jy by McDonald's instap en iets van die menu af bestel. Dit is 'n totale deursigtige tipe produk en pryslys wat ons het, en ek dink dis grootliks wat ons anders maak. Ja, en ons wil regtig vir almal dit toeganklik maak om oë te kan toets. Ja. Julle help ook baie bekendes om dan hulle fans te kan sien en om beter te kan sien met daai tipe van ding. So sê dit gou vir ons, wie's almal op julle checklist, mense wat julle dan uitsort met sig? Ja, optiek is 'n baie groot ondersteuner van die kunsmark en die kunstemark in Suid-Afrika, en ons ondersteun graag ons plaaslike kunstenaars.
Onder andere jyself wat een van ons ambassadeurs is, hou van die musiekindustrie, so Spoegwolf is daar, Fransje van Kyk, Dion Meiding, Revensie, Joshua Nadereen is daar. In die akteurswese hou van die CP-serre van Suidoosters soos Marcus Palmer, Ian Claessens, Desiree Gardner is ook deel van ons groep. Binnenlands is Rihanna Gray. Ja, en dan Ansu Visser is ook deel van dit. Van die radio-omroepers is van Bok Radio onder andere is Lelou van der Sand. Almarie de Pre is ook daar. So ja, ons hou van die plaaslike mark om hulle te ondersteun. In verskeie fasette. Ek weet jy was self nou by van ons ambassadeursfunksie, dis gewoonlik almal daar en is so ongelooflike lekker vibe om almal daar te sien. So ja, as jy Fynskrif kyk, almal van Fynskrif is about ook daarin. So ja, dis vir ons lekker om al die plaaslike kunstenaars te ondersteun. Ja. Nou ek weet nie, hoe lyk die toekoms vir optiek optometris? Ek hoop julle squint as julle so ver moet vorentoe kykie. Ons toekomsplanne vir optiek is op die oomblik relatief groot. Ons groep groei verskriklik vinnig. Ons het letterlik 2-3 jaar terug begin as 'n praktyk met Amisie wat die raamreeks is. En intussen tyd is ons nou aan die einde van die jaar gaan ons op 17 praktyke staan. So die hele model waarvoor ons staan van bekostigbaarheid en deursigtigheid maak dit vir die mense baie aanloklik en die navraag is ongelooflik groot dwars oor die land. So op die oomblik is ons relatief goed gevestig in die Weskaap. So ons toekomsplanne is om baie gou in Gauteng in te kom en Vrystaat en selfs in KwaZulu-Natal. So ons het groot planne wat dit aan betref. Intussen tyd bring ons heeltyd nuwe raamreekse in om jy weet by die moedighede te bly ensovoorts. Maar ek dink die doel is om oor so 4-5 jaar 'n ordentlike footprint in die hele land te hê en ja, dat ons vrylik beskikbaar is vir enige iemand reg oor die hele land en nie net noodwendig in die Weskaap nie. So ons is baie opgewonde om te versprei oor die hele land en dan selfs dan op 'n stadium internasionaal. Ja, en dit is wat mens visie noem, from the people who helps my vision. Dit is immers die jaar 2020 waar almal geskeerd het oor 2020 vision. En toe het niemand die virus sien aankom nie, né? En nou sit ons hier. Soms slaan hulle oë na bo, of uppercut dit na bo, en anders kyk af, en probeer dit ook so. Maar uiteindelik is dit soos John C. Maxwell sê, it's not what you see is what you get, dis regtig net how you see is what you get. So hoe kyk jy? Is jou visie en uitsig, word dit gefiltreer of gefilter deur inligting wat jy oor jou leeftyd opgeneem het of aangetrek het, of is dit die bril waardeur jy kyk, of is dit regtig jy, jou essensie van wie jy is, wat hond haar af wil maak van dit wat jy sien? Ou bro, jy moet nacheck. Markeer jy dalk 'n kontaklens om met die regte visioene kontak te maak? Jy weet, hy sight beyond sight. Miskien maak jy jou derde oog ook dalk 'n bril. Tot volgende week. Check julle dan. My eyes, you touch my burning eyes. Afflicted with darkness, giving me the gift of sight was a blessing.
told.